singing over me. You have been so good to me. Baie welkom by ons tweede week van ons Gaan Groot reeks. Vandag se tema is roekelose liefde. Dit is wonderlik om op hierdie manier ook in hierdie reeks saam te kan reis. Ons fotum vanoggend ontvang dit. Kom na my toe, ek is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 35. En dan wil die Here ook vir elkeen van ons seën vanoggend. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Die musiekgroep gaan ons nou lei in die lied God is liefde. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Bless sy Gees die wondergawe, laat hy weder liefde sprei, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsigheid. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seën hom meer gestalte in ons doen en late vind, in ons doen en late vind, in ons doen en late vind. Welkom by die tweede Sondag terug van 2021. Dankie vir elkeen wat foto's gestuur het van hoe hulle laasweek saam kerk gehou het. As jy hierdie week na die stemboodskap geluister het, sal jy weet dat ons gesels het oor eerstes. Byvoorbeeld, A wat die eerste letter van die alfabet is, of 1 wat die eerste syfer is as ons begin tel, of 1 Januarie wat die heel eerste dag is van 'n nuwe jaar. So is Genesis dan ook die eerste boek in die Bybel. Dan seker 'n goeie plek om te begin, nê? So blaai gou in julle Bybels na Genesis 1. Vat gou 5 minute en lees die hele Genesis 1 en 2 saam lekker rustig deur. Die heel eerste sin in die Bybel sê: In die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Ons het hierdie week bietjie gedink aan God as 'n kunstenaar. Dink aan 'n skoon wit papier. Aan die begin was daar niks. Toe het God sy verf en klei en inkleurpotlode uitgehaal en klomp goed gemaak. Hy het begin met lig, en toe water en toe die land. Toe maak hy groen plante en bome en diere, en nie net een soort nie, maar sommer baie verskillende soorte. Nadat God elke keer iets gemaak het, het hy gesê, dit is goed. Of in daai tyd wat hulle die Ou Testament geskryf het, het hulle Hebreëus gepraat. So in Hebreëus is goed tof. Amper soos 'n toffie. So eintlik het hy gesê, dit is tof. Heel laaste maak God toe iets baie spesiaal. God maak toe die mens. Hy het vir Adam en Eva gemaak. Albei ewe belangrik en ewe mooi in God se oë. God het die mens gemaak as God se helper of vriend op aarde. En dit noem ons God se vennote. God het vir die mens gemaak om mooi te kyk na die aarde, om dit saam met hom op te pas en te geniet. Alles wat God gemaak het, was goed, of eerder, alles was top.
Almal het eers in ons lewens al 'n legkaart gepak. Dis die lekkerste gevoel om haar heel laaste klein stukkie legkaart in te druk. So was die aarde ook. Dit wat God alles gemaak het perfek gepas soos 'n legkaart. Die aarde het gewerk en was in balans met mekaar, omdat alles wat God gemaak het perfek in mekaar gepas het. Daar was vrede en daar was vriendskap tussen die mens en God. As ons dan gou weer ons genoeg en genade sonbril opsit, watter storie dink jy is hierdie? Is dit 'n storie van genoeg of 'n storie van genade? Of dalk al twee? Voordat ek groet en julle dan in julle boksies die tweede week se aktiwiteite kan uithaal, gaan Gerard vir ons gou herinner aan die genoeg en genade rympie. Baie dankie Gerard vir jou moeite. God het ons lief en gee vir ons genoeg. God maak ons heel met genade, maak nie saak wat ons doen. Before I spoke a word, you were singing over. Goeiemôre, ek is Hannetjie. Ons lees vandag uit 1 Johannes 4 vers 7 tot 11 en vers 18 en 19. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Baie dankie Hannetjie. Hannetjie se kleingroep is die week aan diens. Hannetjie, dankie dat jou kers brand. As jy nog nie by die huis jou kers aangesteek het nie, dan doen sommer nou so. Het jy al ooit gewonder waarom die skepping in die eerste plek plaasgevind het? Of soos die ou filosofiese vraag wat mense altyd vra, waarom is daar iets in plaas van niks nie? Baie van die kerkvaders en moeders verduidelik dat God, wat liefde is, geskep het omdat hy iets wou lief hê. En om dit 'n stapie verder te vat, het God geskep sodat dit wat hy geskep het vir hom vrylik terug kan lief wees. Nou as jy 'n ouer is, kan jy dalk amper dit met jou ouerskap vergelyk, met jou verhouding met jou kind. Dalk jou basiese behoefte, dalk selfs net in jou onderbewussyn, toe jou kind gebore is of aangeneem is, was dit vir jou hierdie kind op alle vlakke wat jy net vir hierdie kind wou lief wees. Maar daar was ook heel waarskynlik die gedagte dat jy vir hulle op so 'n manier gaan lief wees, dat hulle vir jou terug gaan lief hê. Jou liefde bemagtig hulle om jou terug lief te kan hê. Nou, ek nie my eie kinders nie, maar ek het 'n hond. En ek dink dieselfde ding gebeur met honde en katte as ons hulle as troeteldiere kry. Voordat ek vir Rory gekry het, het ek gedink aan hoe ek 'n ou hondjie al my liefde wou gee. En dan het ek ook gehoop dat hierdie hondjie vir my terug sou lief hê, deurdat ek vir hom lief is. Ek dink dit is wat die Here doen in die oomblik van die skepping. Die Here skep 'n voorwerp van liefde wat die Here totaal en al homself voor kan gee. Wat uiteindelik dan ook vir die Here op dieselfde vry en ongeforseerde manier terug kan lief hê. Die Fransiskaanse filosoof en teoloog John Duns Scotus het gesê dat Christus die eerste idee in die gedagte van God was. Nie 'n nagedagte om die probleem van die sonde op te los nie, maar dat die evangelie, ek glo, leer ons dat genade inherent is tot die heelal van die oomblik van die skepping af. Hierdie kosmiese Christologie impliseer dat die genade nie later bygevoeg is vir ons net vir 'n handjievol nie, maar dat dit deel is van die skepping
van die begin van die wêreld af. God se plan met die wêreld, God se plan met Christus was van die begin af God se plan A vir die skepping en nie plan B nadat Adam en Eva die appel geëet het nie. God se eerste idee was om oneindige liefde uit te stort oor beperkte sigbare wesens, ek en jy. Christus is ons teologiese woord hiervoor. Die Here reageer nooit net nie, maar tree altyd eerste op, doen so uit perfekte en oneindige en genadige liefde. Vriende, God is liefde en ons is in sy beeld geskep en daarom het ons hierdie diep begeerte na liefde. Die Here stel nie belang in wat ons doen of hoe oulik ons is nie. Soms voel ons dat ons nie geliefd kan wees nie. Hy kan nie anders as om roekeloos vir ons lief te wees nie. Ten spyte van al ons tekortkominge, daarom kan ons praat van God se roekelose liefde vir ons. Daarom is dit ook ons tema vir vandag. En daarom kan ons nie ooit tekort skiet nie. Maak nie saak hoe ons dalk mag voel nie. Hierdie roekelose liefde van God stel elkeen van ons in staat om ook lief te kan hê vir die Here, maar ook vir die mense om ons, vir die skepping. Sy liefde wat onvoorwaardelik en perfek en vol genade is, bemagtig vir my en vir jou, om liefde nie net te ontvang nie, maar om dit ook te kan gee. My gebed vir jou is dat elkeen van ons wat die liefde ervaar en dit ontvang, sal onthou en weet dat dit van die Here afkom. Mag dit vir elkeen van ons in staat stel om sy roekelose liefde ook roekeloos te gaan uitleef in hierdie wêreld. Amen. Vriende, ons gaan vanoggend saam die liefdesmaal gebruik en geniet. Hierdie roekelose liefde van die Here stel elkeen van ons ook in staat om hierdie liefdesmaal saam te kan gebruik, saam as gemeenskap van gelowiges. So ons dink terug aan dit wat Jesus kom doen het, die feit dat hy nog altyd plan A vir God was met hierdie skepping en dat hy sy lewe vir ons kom gee het, sodat ons God kan ken, maar ook sodat ons sy liefde kan ken. So wanneer ons terugdink aan toe Jesus die nagmaal ingestel het in Markus 14, dan dink ons daaraan hoe hy die brood gebreek het. En toe hy dit doen, toe sê hy vir die disippels, eet, dink daaraan en glo dat my liggaam gebreek is vir jou. Toe het Jesus die wyn geneem en vir die disippels daarvan gegee om te drink, en hy sê toe vir hulle, neem, drink, dink daaraan en glo dat my bloed vir jou gevloei het. Mag dit ook jou ervaring vanoggend wees. Dat sy lewe vir jou gegee is. Dat jy hom op 'n besonderse, unieke en intieme manier kan ken. En dat jy ook hierdie liefde, hierdie roekelose liefde, ook kan uitleef in hierdie wêreld en in hierdie skepping. Amen. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it's Vriende, ons doen dit op 'n ander manier, maar daarom kry ons nog steeds die geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. Dit is nog steeds deel van die erediens, dit is nog steeds deel van dit wat ons na hom toe bring. Nie omdat ons moet nie, en nie omdat ons iets daaruit wil kry nie, maar omdat ons net so dankbaar is vir sy liefde, vir die verhouding wat ons met hom instaan en vir sy genade. So julle kry nou geleentheid om dit ook te kan doen. Dan is daar net 'n paar afkondigings vir die week. Eerstens wil ons regtig net vir elkeen van julle dankie sê. Dankie vir jou hart, dankie vir jou tyd, dankie vir die feit dat jy bereid is om te gee. Nie net vir die Diep en Ver projek nie, maar ook vir
ham en vir al die dinge wat ons elke week vra en ons net ontvang. Ons besef dat dit ook die Here se manier is om ander te seën, dat hy ons gebruik om dit te kan doen en ons wil net vir julle wat op die Here se roepstem antwoord, ook net dankie sê. So regtig uit ons hart uit dankie en die mense wat ontvang, ons kan nie vir julle sê hoe baie hulle dit ook waardeer. Onthou dat ons besig is met die reeks gaan groot. Die materiaal is by die kerkkantoor beskikbaar en daar is nog kinderboksies beskikbaar vir die kinders. Ek gaan vanoggend nie die seën uitspreek nie, maar ons sluit af met Mario en die musiekspan en ons luister na die Here seën en beskerm jou.